Elsie, ek wonder of julle miskien net vir 'n wyle net voorsit voor ons die lofsang doen. Of wil julle dit nou? Is dit reg? OK. So, vanoggend het julle elkeen 'n roos gekry by die deur. En nou vanoggend is hierdie vaas leeg. En ek dink dit sal vir 'n mens nou half 'n vraag vra, maar hoekom sit ons hier met 'n vaas wat leeg is? So om te begin wil ek vra almal wat 'n wit roos het, om daai wit roos vir my na vore te bring. En dat ek iemand wat my gaan help om dit in die vaas te sit. So dan moet 12 mense nou na vore kom, né? Ek gaan julle tel. OK, 12 wit rose. Dit is 'n bietjie ongemaklik, julle gaan 'n bietjie rondskuif, maar ten minste is die beweging hier voor ons. Ek dink na die tyd kan julle rosies weer kom haal. As hulle klaar is, dan gaan sit julle waar julle gesit het. Clive? So dit voel nou meer as 12 rose, nee, maar dit is presies 12 wit rose. Dankie Joseph, gaan jy opkom? OK. Ons maak seker. Awesome. 12 wit rose. So, as ons nou hierdie roos vat, en ons kyk na hierdie roos, dan gaan ons almal vir mekaar sê, dit is 'n pragtige, mooi wit roos. Wat is uniek aan hierdie wit rose van mekaar? Elkeen is op sy eie mooi, maar as ons kyk na hierdie 12 wit rose, het hulle dieselfde vorm, hulle het omtrent dieselfde lengte wat hulle gesny is, en hulle ruik ook min of meer dieselfde. Nou kom ek vra dit so, as hierdie hele verhoog vol wit rose was, nee, wat, kom ons sê, as die hele kerk se gange vol wit rose was, of wat van as jy ingestap het, en hierdie hele kerk is vol wit rose, dan verander die prentjie so bietjie, nee. Dan gaan ons sê, maar, dit lyk so bietjie eentonig, dit lyk so bietjie koud, en 'n bietjie te val. En dit is hoe ek julle groet vanoggend, om te sê, laat hierdie wit rose jou so bietjie laat dink oor jouself, oor jou eie identiteit. En dan gaan ek vir ons begin met 'n skriflesing, en daarna gaan ons die lofsang doen. Okay. So ek gaan vir ons lees uit Korintiërs 12 vers 12. Julle gaan sommer dadelik agterkom wat is die tema. Julle sou die gevoel gekry het dat ons hier praat van iets wat dieselfde is. Die kerk is een liggaam wat uit baie ledemate bestaan. Elkeen met sy eie taak. Dat ek net vir ons gou bid. Ons hemelse Vader, vanoggend ervaar ons u teenwoordigheid. Ons voel u nabyheid. Want ons is saam as gelowiges om te erken dat ons u as ons God en ons Skepper dien. Vader, daar is ook baie van ons wat vanoggend dalk hier sit met ons eie seer, met ons eie verlange, met ons eie vrae. So bid ek dat u hierdie geleentheid gebruik om ons rustig te maak. Dat ons heeltemal sal ontspan en veilig voel in u teenwoordigheid, in u kerk. Dat ons ontvanklik sal word vir u woord. Want Vader, u gebruik ons as instrumente, gebruik my ook as 'n instrument, om u woord oor te dra, en dat ons hierdie woord ook lewendig sal maak, en uitleef daar buite. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Party van ons is Jode, ander Grieke en ander weer slawe en nog ander vrye mense. Maar ons almal is gedoop sodat ons nou een liggaam van Christus is. En ons is almal van die Gees deurdrenk. Ja, sê Paulus, die liggaam bestaan nie net uit een ledemaat nie,
maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, maak dit hom nie minder deel van die liggaam. En as die oor sou sê, omdat ek maar net 'n oor is en nie 'n oog nie, is ek nie deel van die liggaam nie, maak dit hom tog geensins minder deel van die liggaam. Veronderstel 'n mens se hele liggaam, dit is eintlik baie snaaks wat hy hier sê. Kry hierdie prentjie. Regard, kry hierdie prentjie in jou kop. Veronderstel 'n mens se hele liggaam sou uit 'n oog bestaan. Hoe sal hy dan hoor? Verbeel jy? As jy net die mens sien as 'n oog. Of as jou hele liggaam net een groot oor sou wees. Hoe sê jy enigiets kon ruik? So ek dink Paulus bring baie humor hier, né? Wie van julle sien dit nou? Groot ore en 'n groot oog. Maar nou het God dit so beskik dat daar verskillende ledemate sal wees en dat elkeen van hulle sy eie plek in die liggaam sal hê, soos hy dit goed vind. Dan gaan ek daar stop, dan kan ons nie, ek dink ons doen nou die lofsang. Is dit reg? Dankie julle. Ek dink vir die lofsang kan ons staan, want ons is mos in 'n gemoed van ons is dankbaar om hier te wees. Sy gaan dit vir ons hierso rangskik. 12 rooi rose. Ek gaan begin tel. 1, 2, daar lyk soos 12. Ja, Amelia gaan nou aangaan met die rangskikking van die rose terwyl ek nou ook verder aangaan. Nou verbeel julle self as Jesus 12 wit rose gepluk het vir sy disippels. Met ander woorde, elke disipel wat Jesus sou gekies het, is presies dieselfde persoon, dieselfde unieke karakter. Want onthou as 12 mense in 'n span is, dan voel ons gemaklik. Ons dink dieselfde, ons praat dieselfde en dan gaan ons minder moeilikheid hê. Maar dit gebeur nie. Jesus doen eintlik iets baie radikaals. Hy gaan soek na die mense wat die meeste van mekaar verskil. Dink vir jouself nou, hier kry ons nou die rooi rose. Aan wie sou julle dink as Jesus disippels met die karaktereienskappe van 'n rooi roos? Kom ons sê 'n rooi roos vir vanoggend se argument is die vurige leiers. As ons kyk na hierdie helder rooi kleur van die rose, kan mens sê dit is passievolle mense wat dinge laat gebeur. Hulle doen die dinge. Die disippels sal ou sê is Petrus, Jakobus en Johannes. Petrus was die ou wat eers gepraat het en dalk eers later gedink het. Wie van ons is so? Moenie net hande opsteek nie. Jy sê iets en later sê o genade, ek moes dit nooit gesê nie. Ek sien net 'n paar mense skud hulle kop as hulle. Hy was impulsief, vurig en het dadelik sommer uit die boot uit geklim. Saam met hom kry ons die seun van die donder.
Jakobus en Johannes. Hulle was baie meer kompeterend, hulle was passievol en wou selfs vuur uit die hemel afbid op 'n dorpie wat nie vir Jesus wou luister nie. Wat bring die rooi roos na hierdie partytjie toe? Vurigheid, energie. Kan julle dit voel? Hierdie ouens sê kom ons gaan doen dit. Ons laat nie op ons wag nie. En nou is daar van julle wat geel rose het. 12 van julle. Familie, hulle moet vir ons daai 12 rose bring. Nou wonder ek, om tyd te bespaar, gaan ek gesels terwyl julle die rose bring. So die geel blomme, aan wie sal hulle jou laat dink? Ek dink geel is amper beskryf die gevoel van mense wat logies dink en dan met feite werk. Nou ek wil miskien maar net vir julle ook sê, ek het nou nie 'n roos gegee volgens jou persoonlikheid nie. So as jy met 'n rooi roos sit, sê ek nou nie jy's 'n veerige persoon nie, of as jy met 'n geel roos sit, sê ek jy's 'n ou met logika en feite nie. Jy sal weet wat 'n persoon jy is. Dankie Regard vir jou roos. Nelson. So dit herinner ons aan Thomas en Filippus. Ons noem Thomas dikwels die twyfelaar, maar hy was eintlik 'n diep persoon wat diep analities kon dink. Hy wou eers die feite sien. Hy wou sy vinger in die merke van die spykers steek voor hy sou glo. En hy was ook krities, maar hy was geweldig lojaal. Filippus was net so prakties. Toe Jesus vir 5000 mense moes kos gee, was Filippus die een wat dadelik begin somme maak het. Ek dink as een van ons neefse naggie was, sou hy so roos gehad het. Hy wil presies uitwerk hoeveel gaan dit kos. So hulle bring vir ons weer struktuur. Daar's van julle wat daai struktuur in hierdie gemeente ook inbring. Maar ons kry al klaar die gevoel, elkeen van ons het ons eie unieke karaktereienskappe. En dan is daar van julle wat 'n groen roos het. 12 van julle. Wie die groen rose? Julle kan nou vorentoe kom met julle groen rose. Nou eintlik moes ek, mens noem dit kweekgras gehad het. Dit is nou wat jy gebruik om die rose in te sit en dit te stabiliseer. Maar die naaste wat ons toe nou kan kom aan die groen is om te sê, julle sal sien hierdie groen rose is so 'n bietjie anders te groen, want hy kom uit 'n blikkie uit. Want daar is nie regtig sulke groen rose nie. Maar die idee is die volgende. As mens net blomme sou vat en in 'n ryker sit, dan gaan dit baie maklik uitmekaar uitval. Dit gaan nie 'n struktuur hê nie. Kweekgras is gehard, dit is taai, dit groei oral en dit trek nie die aandag op homself nie. Maar dit dien as 'n basis waarom mens die rose kan bou. Dit verteenwoordig die disippels Andreas. Hy was nie 'n groot prediker soos sy broer Petrus nie. Maar elke keer as Andreas die Bybel lees, is hy besig om iemand stilweg na Jesus toe te bring. So wat sê dit vir ons? Jy hoef nie 'n groot lawaai te maak. Jy kan stilweg die Here dien en stilweg oor die Here praat deur jou eie optrede. Hy bring die seentjie met die 5 brode en die 2 visse. Hy bring die Grieke wat vir Jesus wil sien sonder kweekgras. Het die ryker geen struktuur nie. So in hierdie geval, kyk hoe mooi kleur bring hierdie groen rose in hierdie ryker van ons. En hoe het hierdie hele struktuur al verander? Van 'n leeffase. Wees nou eerlik, toe julle ingestap het en julle sien hierdie fases leeg, wonder julle, het die kerk vanoggend geld gehad vir 'n ryker? Het so gedink. Want dis altyd blomme. En vanoggend lyk dit heeltemal anderste. Maar kyk hoe hierdie prentjie verander. Van 12 wit rose na 'n verskeidenheid van 48 rose wat hier in 'n vaas bymekaar is. Maar terwyl ons na die mooi van die rose kyk en familie sê dankie dat jy dit vir ons so mooi rangskik het. Kom ons wees eerlik met mekaar. Die lewe bestaan nie net altyd uit mooi nie. Die lewe is nie altyd net kleurvol nie. Wanneer laas het julle iewers gaan stap in 'n veld? Miskien gaan blomme pluk of net na die natuur kyk. En dan later kom jy by die huis.
En ongenooid, en onbewus, kom jy agter maar hier op jou kouse, hier op jou broek, of hier agter op jou rug, is daar 'n stuk irritasie van 'n klitsgras. Sommer net so ongenooid. Ek meen, niemand hardloop mos net in 'n veld en sê, kom ons kyk wie kry die meeste klitsgras op ons nie. Daai klitsgras kom ongenooid en hy kom plak homself aan jou. Net so sit baie van ons met klitsgras van die verlede. Kom ons wees eerlik, die lewe is nie altyd net so rooskleurig soos hierdie mooi ryker nie. Elkeen met ons eie uniekheid, met ons eie persoonlikheid, ervaar dikwels, en mens kan amper sê, daagliks, die klitsgras van die lewe. Die klitsgras van die boeke wat nie klop nie, die klitsgras van, ek weet nie hoe gaan ons die einde van die maand ons waterligte rekening betaal, of hoe gaan ons hier betaal nie. Die klitsgras van 'n mediese toestand wat vir my met onsekerheid laat. Gister het ons begrafnis gehou. Die klitsgras van verlies, van hartseer. Maar die vraag is, wat doen hierdie klitsgras met ons? Die disippels het ook hulle eie klitsgras gehad. Petrus het 'n massiewe stuk klitsgras van sy eie mislukking saamgedra, toe hy Jesus verloon het. Daai skuldgevoelens het hom aanhou pla. Matteus, ons weet dat as Matteus se werk, die tollenaar wat geld moes insamel, het hierdie groot klitsgras van sy verlede as 'n gehate tollenaar gedra. Mens kan net dink as Matteus nou hier gesit het en hy het ons elke dag ons geld by ons gevang, sê daar's nie ou wat ons geld vat. Hy sou homself eenkant wou gehou het. Thomas het die klitsgras van sy eie pessimisme en vrese gedra. Elkeen van ons wat vandag in die kerkbanke sit, bring ons eie klere en ons eie gawes kerk toe. Ons bring ook ons eie klitsgras saam met ons. Maar kyk na die wonderwerk van die Here. Jesus gebruik sy disippels, elkeen met sy verskeidenheid. Elkeen met sy klitsgras het 'n plek by Jesus. Nou, ek weet nie wanneer laas het julle bietjie verder gelees in Romeine. En hier kry mens van Paulus, en ek probeer dit nogal prakties indink. Paulus kom op 'n punt waar hy sê, Jesus is sy verlosser, en slegs deur Jesus kan jy die ewige lewe beerwe. Dit is in Romeine 7 vers 12. En aan die volgende oomblik dan sê hy, wanneer hy nou gekonfronteer word oor die belangrikheid van die wet, want hy het half die wet so eenkant toe geskuif. Hy sê, dit gaan nie net oor die wet nie, dit gaan oor Jesus en die verlossing. En dan korrigeer hy homself, dan sê hy, maar weet julle wat? Die wet is belangrik. Die wet is iets wat jy moet uitleef. En dan verbeel ek my, en ek sien my, hoe hy iewers gaan sit, kop onderste bo. Want nou sê Paulus vir homself, in Romeine 7 vers 12, hy sê die volgende, en hoe baie keer sê ek en jy dit nie? Hy sê, ek verstaan nie hoe werk die dinge nie. Ek is loyaal en ek dien die Here, maar die goeie wat ek wil doen, om diensbaar te wees, om vriendelik te wees, om goedhartig te wees, dit doen ek nie. Kry hulle daai gevoel van moedeloosheid. Hy maak nie geheim daarvan dat hy die Here dien nie. Hy maak nie geheim daarvan dat hy homself uitleef as 'n volgeling van Jesus nie. Maar die eerlikheid wat hy mee self konfronteer, net soos ek en jy, baie dikwels by 'n situasie beland, en dan sê ons vir onsself, die goeie wat ek wil doen, ek weet ek moet by 'n stopstraat stop. Julle weet dit, né? En dan ry ek oor. Hoe verkeerd is dit? Ek weet, ek moet 2 keer dink voor ek iets sê, want wat ek nou gaan sê gaan verkeerd wees. En dan gaan sê ek dit. Daai eerlike, opregte introspeksie wat Paulus hier doen, hy reflekteer op dit. Hy sê, dis nie net so maklik soos, jy volg die wet, en jy sê, jy's 'n Christen, en jy gaan kerk toe, en nou is jy gefiks nie. Hy sê, daar's iets anderste. En dan kan jy sien, hy dra swaar in hierdie gedagte van hierdie sondige natuur wat
wat hom die hele tyd vashou, hierdie klitsgras wat hom die hele tyd terugtrek. En dan lees ons in Romeine 12 vers 2. En ek kry op die gevoel, hy sê hierso, Eureka, ek het 'n antwoord. Hy kry hier 'n lig in sy kop wat aangaan en sê, okay, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar hoe kan ek dit herstel? En hy sê die volgende, laat jou gedagtes verander, deur jou denke te vernuwe. Met ander woorde, hy sê, dink anders. Nou waar kom dit vandaan? Nou as ons in die moderne tyd oor dit sou praat, dan praat ons van jou senuweestelsel. Ek gaan glad nie oor dit gesels nie. Maar dit wil ek terugvat na Exodus 20 vers 5. 20 vers 5 sê, ons word gestraf tot in die 3de en die 4de geslag. Nee, julle weet dit. En dan sê ons vir onsself, nou dra ons hierdie klitsgras ook. Van 'n oupa of 'n ouma of 'n oupa grootjie wat iets gedoen het, nou word ek gestraf vir hulle sondes. Ek het mos nie beheer oor dit gehad nie. Maar val dit terug na wat Paulus hier besef. So, hoe verduidelik mens daai konsep? Om te sê, ek dra partykeer swaar aan my verlede waarin ek niks aandeel gehad het nie. Hoe onregverdig is dit tog? Maar wat Paulus daardeur wil sê in Exodus 20 vers 5 is die volgende. Daar word 'n eksperiment gedoen in 'n laboratorium. Hulle vat 'n mannetjies rond. En nou moet julle mooi luister want dit gaan vir jou baie antwoorde gee. En hulle sit hom in 'n hok en elke keer is daar verskillende reuke wat hulle vrystel van verskillende kosse. Dis amper Frans as ons nou by 'n braaivleis is en jy ruik 'n hoender wat gaar is op die kole teenoor 'n styk. Die styk gaan jou laat anders te dink oor die vleis. En verskillende reuke, die een reuk, kom ons sê 'n appelreuk. As daai reuk geaktiveer word, dan word daar 'n skok deurgesit in daai hok en dan word daai arme rot nou geskok. Net vir daai oomblik. Later aan het hulle die skok weggevat, die skok, en net die reuk vrygestel, want hierdie rot geweldig angstig geraak. Ons sou ook, as jy nou iets wat lekker is, kry en dit maak jou seer. So vat hulle hierdie rot en hulle teel met hom en vat die babietjies van daai rot. Met ander woorde die kinders. En hulle sit hulle in dieselfde eksperiment, sonder dat daar enige elektriese skok is. Net die vrystelling van die reuk van 'n appel, laat daai rotte, die babietjies, angstig word. Hulle vat daai babatjies. Nou is ons in die 3de geslag. Julle hoor waant ek gaan. Hulle is nog nooit blootgestel aan daai skok nie. Hulle stel daai reuk van die appel vry. En hulle raak angstig. So wat sê ek vir julle? Ons dra swaar aan ons verlede. Dis 'n genetiese ding waaraan jy baie min kan doen. Maar wat Paulus hier sê, en hy besef dit ook, wanneer ek en jy aan hierdie klitsgras blootgestel word, wanneer ek en jy gekonfronteer word met die eindes van die verlede, met traumas van ons kinderdae, met iets wat 'n juffrou vir jou gesê het toe jy in graad 2 was, of wat iemand aan jou gedoen het, jou verneek het, of jou gekil het, of jou geboelie het. Dit klou vas aan jou, en dit bly by jou. So wat doen ons met dit? Elkeen van ons het 'n bepaalde, as ek dit so kan uitdruk, 'n trigger. As ek 'n spesifieke ding vir jou sê, dink aan daai baba rot, as hy ruik en hy ruik hierdie appelreuk, dan raak hy angstig. As ek sekere goed vir jou sê, of jou blootstel aan 'n sekere omgewing, dan is daar gedeelte in jou brein wat sê, ek hou nie van dit nie. Ek wil hiervan af wegkom. Ons noem dit die veg en vlug respons. Ek wil uit hierdie situasie uitkom. En wat doen jy? Jy maak soos wat Paulus sit daar en hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En jy begin skuldig voel. In hierdie proses van waar jy hierdie konfrontasie kry, gebruik ons baie keer net ons eie reaksie. Ons sê 'n ding soos hy is. Paulus sê, laat jou gedagtes verander
Hier kom hierdie reuk vir jou. Hier kom hierdie gedagte of hierdie seer vir jou. En jy voel dit in jou liggaam. Jy voel die angstigheid. Maar die geheim nou is, wat sê Paulus vir ons? Wat is jou reaksie daarop? En dan verander jou wêreld. Dink aan een keer wat jy iets baie leliks teruggesê het vir iemand wat jy nie wou nie. En jy sê vir jouself, kom ons sê ek het dit gedoen nie. Wat se impak sou dit op iemand gehad het? Jy en daai persoon sou vandag nog vriende gewees het. So die realiteit van die lewe is, ons dra in ons uniekheid, in ons verskeidenheid, dra ons dikwels klitsgras van die verlede. En daardie klitsgras het 'n bepaalde impak op ons. En soos ons vanoggend hier sit, weet elkeen van julle, wat is die klitsgras in jou lewe? En dit is hoekom dit belangrik is om te luister wat Paulus sê. Wanneer ek en jy vandag huis toe gaan, en wanneer ons in ons kar is, en wanneer 'n taxi voor ons inry, en wanneer ons hom 'n vinger wil gee, of wanneer iemand iets vir jou lelik sê, raak bewus van daai gevoel wat jy het. Luister wat Paulus ook sê, daai gevoel van, ek weet wat gaan kom as ek dit sê. Ek weet wat gaan kom as ek dit doen. Raak in daai oomblik van stilte, raak bewus van dit, en sien jouself dit nie doen nie. Verander jou gedagtes. Doen iets teenoorgestelde. Doen iets beters. En dan begin jou wêreld en jou lewe om jou verander. Makliker gesê as gedoen. Die realiteit is, dis 'n lewenslange les wat jy moet uitleef. Jy gaan nie nou hier uitstap en sê, wow, Jesus het vandag my lewe verander. Van vandag af gaan ek nooit weer vloek vir iemand wat voor my inry nie. Ek gaan nooit weer kwaad wees vir my pel by die werk of vir iemand nie. Dit gaan nog steeds gebeur. Maar dit gaan minder gebeur. En hoe minder dit gebeur, hoe beter gaan jy beheer hê oor jou eie emosie. Want toe Paulus daai gedagte kry van, laat my gedagtes, laat ek net bietjie anders dink oor hierdie goed. Toe begin sy lewe ook te verander. So hoop ek vanoggend, dat hierdie blomme wat julle vanoggend in julle hande gehou het, in hierdie winter, ek kry ou die reg te doen met blomme nie. Toe julle hierdie blomme moes deel maak van hierdie ryker, dat jy ook besef, jy is deel van 'n gemeenskap. Jy is deel van mense om jou. Jy is geliefd. Jy is uniek. Dink net aan Matteus, hoe hy geboelie was, maar hy het sy doel bereik. Hy het die Here gedien. Jy hoef nie swaar te dra aan die letsels van die lewe nie. Aan die traumas van die lewe nie. Jy kan daaroor gesels. Jy kan iets daaromtrent doen. Baie keer gebruik ons 'n geleentheid soos 'n wegbreek, 'n vakansie, en in daai oomblik voel 'n ou maar daar is 'n verandering. Maar dan kom jy terug na die realiteite van die wêreld, né? Jy stap in daai selfde kantoor in waar 'n klomp mense sit waarvan jy nie hou nie. Jy kom by 'n winkel waar niemand met jou vriendelik is en dan begin jy klaar al ook so voel asof jy hulle wil teruggee. Van vandag af gaan dit begin anders wees. Van vandag af gaan jy bewus wees daarvan. Ek gaan anders dink en ek gaan anders optree. En wat sê Paulus vir ons? Hy sê dit kry jy reg wanneer jy die Gees van God bewustelik toelaat in jou lewe. Nou ek gaan amper afsluit. Maar as jy 'n vraestel skryf of 'n vorm moet invul en jy moet bietjie jy word gechallenged met feite. Het jy al jouself gesien, dan sit jy baie keer so. Herken julle die gevoel? Nou daar's 'n rede vir dit. Dit is die gedeelte van jou brein hiervoor, die frontale lob, wat jou help om te dink. So, as jy in die moeilikheid beland, as jy iets wil sê, moet dit nie sê nie. Dink daaroor. Amen. Gaan ons die lofsang doen, of gaan ek vir ons gaan afsluit? Kom ons doen maar die lofsang. Die lofsang is in Liedboek 464.
En van julle wat nou voel, julle het 'n koneksie gehad met julle roos, dan kan jy jou roos kom haal. Nou kan jy eintlik 'n keuse kom maak. Ek gaan jou dop hou. Wat 'n persoonlikheid identifiseer jy mee? Nee, maar regtig, julle kan van hierdie rose vat. Anders te gaan dit net hierso dalk net verlem.